Wil jy met vanmôre net na die ooreenkomste kyk. Toe staan daar 'n koning op wat niks van Josef geweet het nie. Toe staan daar 'n koning in Suid-Afrika op wat niks van God weet nie. Toe word die slaaf die koning. En ons is besig om daardie pad te loop. Maar ek wil daar dieselfde ding net sê, wat Israel getref het, het ons in Suid-Afrika ook getref. Hy sê daar vir ons in vers 9, die het aan die volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Hier kom so 'n stukkie politiek in vanmôre, want die kerk en politiek kan nie geskei word nie. As jy die kerk en politiek skei, lees jy nie jou Bybel nie. Alright, so, toe kom die vrees ook by die 94 verkiesing, en toe begin hulle geleidelik om ons te ontwapen, en ons regte te ontneem. Goed, kom laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in 'n oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land uit optrek nie. Laat ons 'n slim plan beraam. En die plan wat hulle beraam het is om te sê, 16 Desember is nie meer 'n geloftedag nie, dis menseversoening. Menseregte het ingekom en nou is dit, ons gee om vir die mense. En waar bevind die president van hierdie land hom in hierdie oomblik? Hy's in Natal besig om te canvas onder die Zulus. En so het hulle klaar die blankes gebreinspoel. Ons is sag gemaak, ons woord, ons dag van belofte, die gelofte wat ons aan God wil maak, het hulle totaal kom verwyder. Alright, vers 11 sê, daar's toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met die arbeid te verdruk, en hulle het vir Farao die voorraadstede Pithom en Raamses gebou. Daar is by ons aangestel en BEE het ingekom. Ouens, kyk net na die vergelyking. Dis al wat ek vanmôre sê. So, hulle die regte begin wegvat by die blanke, om ons moeg en moedeloos te maak, om ons kragteloos te maak, en ons is hier vanmôre om aan God eer te gee, maar om God in te roep, en te sê, Here, tree weer in, tot hierdie stryd, asseblief. Maar hy sê, hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig, en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Hoe meer die boer opgestaan het, hoe meer ons geboer het, hoe groter die sukses ons bereik het, hoe meer het hierdie regering bang geword vir ons. En nou kom hulle met al die wetgewing, wat hulle ons kragteloos wil maak, wat hulle ons wil uitskryf en wat hulle ons wil afskryf. Sorry, God het die sê. God het altyd die laaste sê. Daarom het die kinders uit die Egiptenaars, die kinders van Israel met hardheid laat dien. Ouens, klink dit nie, die ANC wat ons met hardheid laat dien nie. Hulle maak dit vir jou al hoe moeiliker. Daar's nie meer blanke poste nie. Daar's nie meer BEE gaan nou nie meer oor jou nie, dit gaan oor die voordeel vir hulle. So die hardheid het ingekom, ek wil hê, jy moet net hierdie vergelykings sien wat ons hier doen. En dan kom Spreuke 20, hy sê vir ons, daar in vers 21, 'n besit wat by die begin haastig by mekaar gemaak is, nee, dis nie die skrif wat ek soek nie. Ekskuus. Ek gaan hom vinnig soek as julle my sal vergun. 2021, ek net gou hier sit, nee, ekskuus, is nie hy nie. Die skrif wat ek hier soek is, ek gaan hom kry. Die skrif wat ek hier soek, ek sal hom kry, ek sal hom regstel. Hy sê, die slaaf word die koning van die land. En die koning laat dwangarbeiders op hulle slawe neerkom. Die rol is totaal omgedraai in ons land. Alright? So, op die einde van die dag sien ons dat die vergelykings tussen Israel en ons, en asseblief, moet nou nie vanmôre op hol gaan en sê, ons is Israel nie, ons is nie, ons is Afrikaner. Ons is Suid-Afrikaner, ons is blankes, ons is Suid-Afrikaans, Afrikaans. En God het hierdie volk
'n belofte gemaak. Israel is op pad na die beloofde land toe. Ons sien dit daar in Eksodus 20, want God sluit 'n verbond. Eksodus 20 vers 19. Nou onthou, dit gaan oor die wet. Moses is berg op, God gee vir hom die wette. En hy sê, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Nou Eksodus 20, daar sê, baie dankie. 30, Spreuke 30. Onder 'n slaaf as hy koning word en 'n dwaas as hy volop brood het. Dankie vir ek waardeer. Hier is 'n boodskap wat ek vir julle wil gee vanmôre. Die slaaf het die koning geword en kyk wat sê hy. Hy's 'n dwaas, want al wat hierdie regering doen is steel. Steel, hulle kan nie hierdie geld hanteer. Gaan hulle my van die lug afval? Nee, God sal dit verhoed. Goed, kan ons nou gaan na Eksodus 20 toe, baie dankie. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Onthou nou, Moses op die berg, God gee vir hom die 10 gebooie. Die heerlikheid van die Here was so groot, dat die volk het gebewe, want die berg het gebewe, toe God praat. En die volk sê vir Moses, gaan jy al na God toe, gaan hoor jy by God, want ons is bang vir hom. Dalk nodig, die vrees van die Here moet terugkom. Want ons het 'n casual geraak. Jy sien, dis 16de Desember. Al die werkswinkels is oop, die winkels is oop, die borrelstore is oop. Dis van ons ding van die gelofte. Nie julle nie, ons is hier. Ek veralgemeen nie, maar ek sê vir julle, ons volk het totaal verval. Alright, toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want kyk, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Ouens, ons is besig om in 'n smeltkroes in te gaan, in 2025 meer as ooit. En my nuwejaar boodskap is skokkend. Die moeilikste jaar, wag vir die kind van die Here. Dis goeie nuus. Ja, hierdie gesigte. So het die volk dan op afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolke donder uit waar God was. Jy sien, ons probleem bly, ons hardloop weg. In plaas van na God toe, hardloop ons weg. Want die oomblik as die druk kom, as die moeilikheid kom, is ons geneig om God te blameer, ons is kwaad vir die Here. Maar ons vergeet, ons wat hier sit, ons hele land vanmôre, is verbind aan 'n belofte, wat ons aan God gebreek het. Die woord van die Here sê, maak jy belofte aan God, jy hom nie gaan nakom. En nou is daar 'n slim pastoor vanmôre, of gisterand hoor ek van hom, van die Volley Kerk. Hy sê hy glo in Kersfees, maar hy glo nie aan hierdie dag, want dit is nie bindend op ons. As jy dit vir my sê, dan is die bindende faktor wat God met Israel ook klaar. Maar God het 'n verbond met Israel gemaak daar. En God het gesê, aan die einde van tyd, gaan ek Israel weer by mekaar laat kom. God se verbond, sy ewige verbond. Nou kom die predikers met hierdie nonsens van, ons is nie gebind nie. Dan kan jy net sowel die 10 gebooie vat en hom weggooi. Want hy's bietjie oud om te hou. En daar's baie ons wat dit ook verkeerd vat, want ons hou nog die wette. En dan bly ons wetties. En dan bly ons buitekant die genade. En ons verstaan nie hierdie ding, dat ons nie onder die wet is nie, onder die genade. Maar ons verstaan dat die wet in my hart lewe nie. Die wet is nie tot niet nie. Die gelofte dag is nog nooit tot niet. Toe sê die Here vir Moses, so moet jy met die kinders van Israel spreek. Julle het self gesien dat ek met julle van die hemel af gespreek het. 1838. Paar boere, duisende Zulus. Wat 'n gesig. En wat doen hulle? Hulle sê, Here God van die hemel, as U ons hoor, en God doen presies wat hy hier gedoen het. Hy sê, watch my, nie een van julle gaan sterf nie. Klink dit nie soos die Israeliete nie? Klink dit nie, dat as ons 'n verbond met God het, as ek en jy met God 'n verbond het, sal God sy woord altyd eer.
Maar ek en jy moet hom altyd eer. Hy sê, julle mag na my geen silwergode maak, geen goue gode vir julle maak nie. Ouens, dis ons probleem, ons leef in 2025, ons lewe op goud en silwer, ons het ons afgode, ons het ons beelde, ons aanbid alles, behalwe God. Ons aanbid alles behalwe God. Want alles het vir ons belangriker geword as God. Hoekom? Want God het 'n ver God geword. Dis hoekom daar nie meer wonderwerke is nie. Dis hoekom daar nie meer tekens is nie. Want ons het 'n ander God begin kry. Ons buig voor ons gode. Ons buig voor dit wat vir ons belangriker geword het. My bankrekening, my kar, my huis, my besittings. Dis ongelukkig die realiteit. God gaan alles wegvat. My Bybel sê so. Daar kom 'n dag dat hy alles gaan verwoes. Hoor wat sê hy? 'n altaar van grond moet jy vir my maak. En daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee, jou beeste offer. Op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Hoor julle wat sê hy? Elke plek waar julle my naam gedenk, sal ek kom. Waar julle by mekaar kom my naam groot te maak, nie net vanmôre nie, elke keer. As jy in jou binnekamer kom, sal God sy naam laat kom gedenk. God sal homself aan jou openbaar. God sal sy heerlikheid na jou toe laat kom. Weet jy wat is my tragies? As jy die verhaal kan gaan lees van Jesegiel, waar Jesegiel hierdie ongelooflike ontmoeting het, en dan gebeur daar 'n tragiese ding. En daai tragedie het Suid-Afrika getref. Op 'n stadium raak Jesegiel benoud, want God se heerlikheid begin lig. En God sê, ek wil nie meer by julle wees nie. Suid-Afrika, wil God nog by ons wees? Wil God nog by ons wees met ons hoogmoed? Wil hy by ons wees met ons halsstarrigheid? Wil hy by ons wees waar ons altyd net ons wy gedoen wil hê? Pas op, is tyd om sy aangesig ernstig te begin soek. Waar het ons verval begin? Hier kom die stukkie politieke. Begin my dit. Is nie baie bekend nie, maar weet julle wat het gebeur? Waar het ons verval begin? Dr. Verwoerd. Hy het die geldmag regstreeks uitgedaag. Hy het geweier om toe te laat dat die televisie in hakkies die geldmag se kragtigste propagandawapen in Suid-Afrika ingestel word. Hy het Suid-Afrika die Statebond gelei met politieke naalstring met Brittanje te knip. Onder sy leiding het Suid-Afrika, hoor hier, ekonomiese groeikoers beleef, daai stadium wat slegs deur Japan oortref was. Hy het bewys 'n volk wat sy eie geldsake bestuur, is onstuitbaar. Toe kom die sluipmoord gereël, die Rockefellers, die Rothschilds, natuurlik die Oppenheimers. Sluipmoord 6 September 66 was geen toevallige daad van 'n malman Tsafendas nie. Dit was 'n professionele agent van die CIA. Die minister van Justisie, B.J. Vorster, en die hoof van die veiligheidspolisie, Hendrik van der Berg, was verantwoordelik vir die veiligheid van Verwoerd, wat vir my sê, kop in een mis om hom te laat dood. Weet julle wat het gebeur 6 September 66? Die Broederbond gestig, die Vrymetslaers is gestig. Daar het ons land se verval begin. Die security ouens hierso, gaan hulle my toesluit. Dis feite wat ek hier op die tafel sit. Ons sluit 'n verbond. God kom die verbond na. Ek wil graag hierdie verbond vat, ek wil hom lees. Hierdie is die gelofte wat hulle gemaak het. 1838. Ouens, weet julle wat is ons probleem? Wat het God vir Israel gesê, toe hulle deur die rivier gegaan het? Toe sê hy, vat 12 klippe, gaan sit dit daar op die bodem, gaan sit dit op die kante. Toe sê hy, en as julle kinders vir julle vra, wat is hierdie? Dan moet julle kinders dit inskerp. Hoeveel van ons kinders het 'n vaar benul, wat is ons geskiedenis?
Onthou toe hierdie regering inkom, toe haal hulle ons geskiedenis uit. Toe word Mandela die held van die helde. Toe word vrymaking en wat wil jy hierdie goed noem? Malemmas, hulle word deel van die geskiedenis. En ons sit vandag met 'n geslag kinders wat niks weet van ons nalatenskap. Dis hoekom ons nie trots is as boere nie. Dis hoekom die LGBTQ gemors ingekom het. Dis hoekom ons kinders doen wat hulle wil. Dis hoekom hulle agter hulle rekenaars en hulle selfone sit. Dis hoekom ons kinders in 'n opstand is. Die kinders reg oor die wêreld is in 'n opstand. Weet julle hoekom? Hulle het hierdie God nie. Hulle ouers het hulle dit nie ingeskerp. Daar's 'n God in die hemel wat vir ons nog altyd deurgekom het. Hy sê hier in die gelofte. Hy sê hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons hierdie dag en datum elke jaar as dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis. Ook hier's die binding vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom alleen te gee. En toe raak ons Afrikaners slap, ons raak brandewynvriende, ons raak rugbyverslaafdes, ons raak sportmal en ons vergeet totaal van God. En ons maak ons kinders groot in hierdie milieu. En ek het op 'n stadium jare terug my eie kleinkinders gesprek gehad. Toe sê hulle vir my oupa, maar hoe dan nou? Hulle is ook mense. Check, ek praat niks van dit nie. Ek praat van 'n verbond wat ons moet hou, wat ons aan God al die eer moet gee. Ongelukkig is dit nog steeds in hulle aard om ons dood te wil maak. Dis die praatjies wat hulle maar aanhou doen. Jesus sê Matteus 5 vers 17, laat ons hierdie ding net vandag regstel. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. As jy vanmôre sê, right, die wet van God leef in my hart, dan sê ek vir jou vanmôre hierdie gelofte van God moet ook in jou hart wees. Want as jy hierdie gelofte soos die wet vir Israel minag jy dieselfde God. Dis tyd laat ons kinders hierdie goed inskerp. Dis tyd laat ons kinders laat terugkeer na die kruis toe. Keer terug met jou hele hart, Suid-Afrika. Ek sê vir julle dan en dan alleen, kan ons soos Moses en Israel daai liedjie sing, wat hy gesing het in Exodus 15, vers 2, vers 3. Hoor hierdie lof. Die Here is my krag en my psalm. En hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Hy is my krag. Hy is my lied. Hoekom dink julle wil ons jong mense nie meer die Here aanbid nie? Hoekom dink julle is daar 'n opstand oor die hele wêreld? Want hulle ken nie hierdie God nie. Hulle het nie gehoor wat hy gedoen het nie. Hulle ervaar nie wat hy vandag steeds kan doen. Ons is skuldig, ouens. Ons is skuldig. Julle sien wat gebeur oor die land vandag met geloftefees. Bring jou brandewyn en jou bier. Ons gaan fees vier. Kerke doen dit. Hierdie is nie 'n suipdag. Hierdie is 'n Sabbat. Dis wat ek hier verstaan. En ek verstaan my Bybel sê. Heilig die Sabbat af. Ons het van hierdie hele dinge bespotting gemaak. En wie julle wat's die tragedie vanmôre? Ekskuus dat ek die kleur gebruik, maar swart en moslim dink ons die grootste swakkelinge op aarde. Dis hoekom hulle gedoen het wat hulle in Australië gedoen het. Almal is in hierdie Kersfees gees. Miskien hulle 16 op die strand dood. Hulle wond 60 dan. Hulle is besig om dieselfde nou te doen in Engeland.
Daar is 'n oproep uitgegaan gister. Australië, Suid-Afrika, Engeland, al die Jode moet asseblief terug van Israel. Dis is daar. God het Israel voorberei. Hy sê ek bring julle terug na 'n land van melk en honing. Hierdie is nie 1948 die eerste keer. Hierdie keer doen hy dit. Hy sê en ek gaan vir julle alles voorberei. Israel is die derde mees vooruitstrewendste land in die wêreld vandag. En God sê kom terug. So jy wat nog 'n Jode haat, kom tot bekering. Sê nie ons moet vir almal bid nie, maar ek bid vir die vrede van Jerusalem. Ek wil 'n stuk laastens lees wat ek oorgeneem het van 'n pastoor Stef. Baie treffend. Ons buig ons knieë voor God. 16 Desember is nie net 'n datum op ons kalender. Dis 'n herinnering wat diep in die siel van die Afrikaner volk lê. Op daardie dag in 1838 het ons voorgeslagte hulle knieë gebuig en nie hulle wapens. Hulle het nie op hulle eie krag staat gemaak nie, maar 'n gelofte aan die almagtige God gemaak. As U ons bewaar en oorwinning gee, sal ons U naam eer en hierdie dag aan U wy. Ouens, ons is op pad na die beloofde land. Christus het gegaan om vir ons plek te gaan voorberei. Hy sê as ek klaar is, kom ek jou haal. Maar ek en jy moet verseker weet, ons is reg. Dis nie 'n mog getroffe nie. Gaan daar dalk 'n omsingel kom van benoudheid? Moontlik. Die praatjies is wêreldwyd. Kyk gister na 'n videoklip wat iemand uit die Kaap vir my stuur van 'n moslem. En hy ry daar op die tuinroete, by Stormsrivier op die brug en hy gaan deur die mooi sê, kyk hoe pragtig is hierdie land wat Allah vir ons gegee. Hy stap in by 'n moskee wat hulle in Jeffreys gebou het en sê, binnekort is Suid-Afrika ons. Ons is skuldig. Ons is skuldig. En die kind van die Here het met die guts om op te staan. Ons het slap geword. Ons is te bang vir ons kinders hierdie goed in te preek, want hulle maatjies by die skool. Ouens, ek pleit vanmôre, kry jou identiteit terug in Christus. Maar vandag, hoor wat skryf hy, byna 2 eeue later, is die belangrikste vraag nie net wat God toegedoen het nie, maar wat ons vandag doen met daardie gelofte. Die wêreld waarin ons leef is anders. Die gevegte lyk nie meer soos destyds nie. Vandag veg ons teen moedeloosheid, identiteitverlies, morele verval, gesinne wat verbrokkel en 'n toekoms wat onseker voel. Tog bly die waarheid dieselfde. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die bouers daaraan. Die gelofte was nooit bloot oor oorwinning nie, maar dit was oor afhanklikheid. Van wie is jy vanmôre afhanklik? Wel, ek het 10 miljoen in die rekening. Jou regering kan môre beslag lê op. Hulle is besig om met 'n beplanning te kom, ouens, om ons te beheer tot jou finansies. Kom 'n surprise in die nuwe jaar. Glo my. Dit was 'n erkenning dat ons volk sonder God nie kan bestaan nie. Dit bly vandag nog net so waar. 16 Desember roep ons terug na nederigheid. Mag die Here genade vir hierdie klomp Suid-Afrikaners. Nederigheid en 'n groot bakkie kan nie by mekaar staan. Ouens, verstaan vanmôre iets. Ek het persoonlik niks teen welvaart. Vir my great wees ons almal miljonêers is. Maar het jy gesien as hy agter 'n bakkie se volbaai vol inklim? Die ou wat jy geklim het, ken dit wat voor hom ingeklim het, agter die stuurwiel is aanhou. Hoogmoed. Sorry, die vrouens ook. Hulle raak besirk as hulle agter daai stuurwiel. Die vingertaal wat hulle vir jou gee. Ek het al gedog ek's nie doofstom nie. Hoekom moet jy so met my praat? Ouens, ons het 'n verantwoordelikheid om terug te keer en weet julle wat waar lê ons
Waar lê ons oorwinning vanmôre? Een woord. Nederigheid. Moses was die grootste leier ooit. Maar hy was die nederigste man op aarde. En hy was 'n vegter, hoor. Terug na gehoorsaamheid, terug na 'n lewe waar God nie net in ons geskiedenis leef nie, maar waar God in ons huise en in ons daaglikse besluite leef, waar God deel uitmaak van ons toekoms. Ons eer die gelofte nie net deur dit te herdenk nie, maar deur dit te leef. Wanneer vaders weer geestelike leiding neem, wanneer moeders in geloof en wysheid bou, wanneer kinders leer dat hulle nie waarde in die wêreld lê nie, maar in wie hulle in Christus is. Afrikaner volk, God het ons nie vergeet nie. God is dieselfde God van toe en God is steeds ons skuilplek vandag. Die uitnodiging staan, kies vandag wie julle wil dien. Mag 16 Desember ons nie net herinner aan 'n belofte van die verlede nie, maar ons lei tot 'n vernuwing van toewyding vir die toekoms. Want 'n volk wat sy knieë buig voor God, sal nooit hoop verloor. En ons is in 'n staat van hopeloosheid. Mense het nie meer hoop nie. Mense is uitsigloos. Mense is moeg. Hoor julle hoe baie mense pleeg selfmoord om? Mense sien nie meer kans. Kom ons keer terug na God toe in hierdie dag. Kom ons bid saam. Vader, ons vra vanmôre namens ons Afrikaners, vergeef. Vergeef asseblief ons afvalligheid. Vergeef, Here, waar ons in onsself groot geword het. Vergeef, Here, waar ons so vol trots geword het. Vergeef, Vader, waar ons alles net laat om ons draai. Wil net hoor hoe great is ek, hoe goed is ek, hoe excellent is ek. Vader, ek pleit vanmôre, vergeef. Mag daai ek sterf. Mag dit klaar kry. Here, ons wil vandag so baie vingers wys oor dat ons kinders en ons kleinkinders op die slegste plek ooit is. En ons wil natuurlik die duiwel blameer. Maar Here, is nie sy skuld nie. Dit is ons skuld. Ons het nie ons kinders hierdie goed ingeskerp. Ek bid vanmôre dat Suid-Afrika sal terugdraai na God. Vader, die voorspellings in die woord van die Here sê, soos vir die voortrekkers, daar kom 'n moeilike tyd vir julle. As julle my ken, sal ek vir julle veg. As Josua God geken het u geveg. Here, ek bid vanmôre vir genade. Ek bid vir nederigheid om terug te keer na ons mense se harte. Ek bid vanmôre dat ons die erns sal besef van 'n gelofte wat God ons bind mee. Mag ons volkie terugdraai voor dit te laat is. Mag ons hierdie dag aan God altyd al die lof, al die eer, al die aanbidding gee. Ons dankie vir dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Ouens, dankie. Mag die Here julle seën. Ons gaan net gou nog